Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So ja, vriende, toe ek hierdie brief van Jesus aan die kerk in Smyrna die eerste keer gelees het, ek dadelik aan Tannie Fiona gedink. Met Tannie Fiona, voor ek en my gesin hier by Ligpunt in 2014 aangesluit het, was ons deel gewees van 'n klein Anglikaanse kerkie in 'n ander gedeelte van Pretoria, en daar het ons vir Tannie Fiona leer ken. Tannie Fiona was, sy was maar 'n voorbeeld vir ons. Sy was iemand wat op 'n baie eenvoudige manier baie getrou was aan Jesus. Ek onthou ek het eendag daar in die kantoortjie goed skoon gemaak, toe kry ek een van die sondagblaadjies waar uit 1986 uit, en hierdie was nou al in die 2000s, toe staan die Fiona se naam daarop vir koffiediens na die samekoms in die oggend. Sy het in 1986 begin om die kerk na hulle samekomste met koffie te bedien, een van haar inisiatiewe gewees, en in 2014 toe ons hiernatoe beweeg na Ligpunt toe sy nog steeds op die rooster vir koffiedien, na hulle samekomste. En jy weet, in daardie jare wat sy hierdie goeders gedoen het, hierdie klein dingetjies, het sy haar man begrawe, sy het haar oudste seun begrawe, en haar enigste ander seun het die land uitgetrek. En jy weet, haar werk was ook nie maklik nie. Sy was die enigste ouer vrou gewees in haar werksomgewing. Al die jonger kollegas wat, jy weet, oor die jare ingekom het ook nie altyd dinge vir haar maklik gemaak nie. Jy weet, hulle was byvoorbeeld baie lief vir skinder van mekaar, en hulle was natuurlik baie lief vir skinder van die baase. En Tannie Fiona wou eintlik maar net nie saamskinder nie. Sy wou haar werk getrou doen elke dag. En so dit het haar 'n bietjie in die moeilikheid gekry soms, maar net met haar kollegas. Haar kollegas het haar soort van verstoot en jy weet nie regtig deel gemaak van die geselskap en van die gesprekke nie. Die ironie is dat Tannie Fiona was die tipe mens gewees dat almal het agter die hoekies na haar toe gegaan om hulle persoonlike probleme met haar te deel en haar raad te kry, want hulle geweet sy's kinder nie. So, dis die ironie van Tannie Fiona. Sy was op baie eenvoudige maniere getrou aan Jesus. Julle, dit het haar verdruk, dit het haar verarm, maar dit het in baie opsigte haar ook baie verryk. Haar baie verryk in die proses. En sy het byvoorbeeld, sy is iemand wat die integriteit van Jesus gehad het. Sy het die integriteit van ons koning gehad. En dit het mense na haar toe gebring op soek na dit. En julle, dit bring ons na hierdie brief toe, wat Jesus hier aan die kerk in Smyrna skryf. Jesus leer sy kerk dat getrouheid aan hom verdrukking en armoede kan bring. Want die wêreld het hom as koning verwerp, en ons moet dit onthou dat die Jesus wat ons as koning ag op die troon is, verwerp deur die wêreld. En so om getrou te wees aan hom, gaan verdrukking en 'n mate van armoede ook bring. Jesus leer ook sy kerk dat getrouheid aan hom die ware lewe is, want hy is die ware koning. Dit is die ware lewe om hom te sien as koning. En om hom getrou te leer volg is die ware lewe. Ons lewe in die regte wêreld. Dis 'n ware lewe, hy is die ware koning, en dit hou 'n tipe rykdom vir ons lewens in. Daaruit kom ook iets. En so, om hierdie dinge uit te bring, wil ek na hierdie brief toe kom onder 4 opskrifte, waardeur ek ons bietjie wil vat vanoggend om dit net bietjie uitmekaar te haal. Die eerste is, getrouheid aan Jesus gaan ons kos. Getrouheid aan Jesus gaan ons kos, maar daar is troos. Dit het 'n doel en die beloning is groot. So, dit sal ons help om deur hierdie brief te werk. Eerstens, getrouheid aan Jesus gaan ons kos. Julle, na sy groet hier in vers 8, begin Jesus sy brief aan die kerk in Smyrna in vers 9 met hierdie woorde: Ek ken jou verdrukking en jou armoede. So, jy weet, vanuit die hekke sien ons dat die kerk in Smyrna word verdruk en ly armoede. Bietjie agtergrond gaan ons dalk help om te verstaan wat hier aan die gang is. 195 BC, ons gaan nou 'n bietjie verder terug in die geskiedenis. 195 BC was die Romeine besig om hulle ryk te probeer vestig teen die Griekse ryk. En soos wat dit gebeur het, was daar baie oorloë gewees in daardie tyd. En die stede wat in die gedrang was, het kante gekies. Die Griekse ryk is die bestaande ryk, meeste stede het gekies
vir die Griekse ryk. Smyrna was een van die uitsonderings. Smyrna het die Romeinse kant gekies. En dit was gutsy geweest in daai tyd. En as teken van hulle toewyding aan die Romeine het hulle een van hierdie wonderlike tempels gebou, die Diaroma. Die Diaroma is 'n tempel waarin die Romeinse ryk uitgebeeld was as 'n godin wat die aarde sou regeer. Dit was hulle propaganda geweest om te sê die Romeine is die toekoms, die Grieke gaan kwyn. Wat 'n profetiese tipe ding was om te doen amper. So daar staan die tempel, die Diaroma, en die Romeinse ryk word uitgebeeld as 'n godin wat die aarde gaan regeer. So hierdie mense was in 'n sekere sin godsdienstig oor die Romeinse ryk. En natuurlik toe die Romeinse ryk aan bewind kom, het Smyrna al die voordele van hulle toewyding aan die Romeinse ryk ook geniet. Hulle was voorgetrek as 'n modelstad van die Romeinse ryk. So die Romeinse ryk het stadsontwikkeling en het jy weet in die stad bevorder in Smyrna. Die stad is geweldig opgebou, handelsroetes is deur die stad gebring en dit was die Romeinse ryk se manier geweest om te sê wees soos hierdie stad. En so die stad het floreer. En dit het vir lank so goed gegaan. In 23 BC het Smyrna ook 'n tempel gebou vir keiser Tiberius en sy ma en die Romeinse senaat en daar was aanbidding geweest vir die Romeinse ryk in hierdie tempel. En so, hulle formule op die lewe was redelik eenvoudig. Aanbid die keiser, aanbid sy senaat en sy ma en die Romeinse ryk gaan vir jou sorg. Dinge gaan goed gaan met jou. So Smyrna was die voorbeeld julle van 'n getroue Romeinse stad gewees. En dit het beroemd geraak as die lewenskraans. Interessante woorde Jesus gebruik het later in hierdie brief. Dit het beroemd geraak as die lewenskraans van die Romeinse ryk. En so ander stede het al voorbeeld gevolg met hierdie imperial cult. Tempeltjies het oral opgekom, die keiser is aanbid en die Romeinse lewe het ingekom. Nou intussen julle, terwyl hierdie goed aangegaan het, het baie van die Jode wat uit die diaspora uitgekom het ook na Smyrna toe gekom. Want Smyrna was 'n florerende stad en die Jode het in die diaspora het hulle hulle het Jerusalem verloor. Jerusalem was vernietig deur die Romeine, hulle tempel is vernietig en so baie Jode het hier in Smyrna opgeëindig deur die diaspora en hulle het kom besigheid doen, hulle het nuwe lewens kom herbou en hulle het sinagoges kom stig. En so dit was ook aan die gang gewees. En die Romeinse beleid oor die Jode was om hulle uit te los. Los die Jode, los hulle God, los hulle snaakse gewoontes, los net hierdie mense uit. Want hulle stad en hulle tempel is in elk geval reeds vernietig deur Rome. Dis 'n geknakte mense. Hulle is geen gevaar vir die Romeinse ryk. Los hulle om hulle snaakse goed te doen. En so dit was die beleid gewees van die Romeine oor die Jode. Hulle was nie 'n gevaar nie. Die voorwaarde was dat die Jode in hulle sinagoges moes hulle die keiser ophef, hulle moes sy ma ophef, hulle moes die Romeinse ryk ophef. Hulle moes baie maak van die Romeinse ryk en dit het hulle gedoen in die sinagoges. En saam met dit als het daar ook 'n Christelike kerk in Smyrna ontstaan. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie. Ons dink Johannes en Paulus het waarskynlik iets daarmee te doen. Paulus het kerke geplant 35 myl verder in Efese. En so daar het iets gebeur, 'n kerk het in Smyrna geplant geraak en vir 'n ruk het dit goed gegaan met die kerk. Dit het goed gegaan in Smyrna met die kerk. Dit was 'n wonderlike stad om in te woon. En dit het goed gegaan met hulle want Smyrna het hulle beskou as 'n Joodse sekte. So hulle het na hulle gekyk en gesien julle is deel van die Jode, so los hulle uit, los wat ook al hulle doen uit, moenie met hierdie mense Peter nie. En so hulle was uitgelos en hulle kon groei en sterk word. So wat toe gebeur het is die sinagoge leiers, die Joodse leiers in Smyrna het begin jaloers raak op die kerk. Want die kerk het gegroei en baie van die mense het uit die sinagoges uit weggeloop en by die kerk gaan aansluit. Wat sin maak want Judaïsme is nie heeltemal vir goeie nuus vir die nasies nie. En die Christelike boodskap was gewees, Judaïsme is vervul deur die koms van Jesus Christus, wat die koning is nie net van die Jode nie, maar van alle nasies. Hier is geen wall of hostility in 'n sinagoge hier nie. Almal kom in en kom in 'n direkte verhouding met God self deur sy seun Jesus. In 'n sekere sin het dit Judaïsme by die deur uitgegooi. So die sinagoges het begin leegloop, die sinagogeleiers het jaloers geraak
En wat hulle toe gedoen het is, hulle het die leierskap van Smyrna, hulle het Smyrna toe begin opsweep teen die Christene. En vriende, ek wil hê ons moet op hierdie punt verstaan dat die Christene in Smyrna was getrou aan Jesus. Hulle was getrou aan die boodskap oor hom, hulle was getrou om hom te volg, en dit het moeilikheid veroorsaak vir hulle. Want toe kom hulle in oppositie teen iets soos Judaïsme. En Judaïsme het eintlik 'n boodskap gehad wat mense probeer wegvat van Jesus af. Judaïsme het vir Jesus verwerp. So die Christene het baie aktief teen dit gepraat en gesê, dis leuns hierdie. Julle ontken julle eie koning. Dis nie dat hulle gaan oorlog voer teen die Jode in Smyrna nie, maar hulle boodskap was 'n bedreiging vir hierdie ouens, want hulle was getrou. En so toe gaan die Joodse leiers na die stadsowerhede toe, en hulle het die stadsowerhede oortuig dat hierdie Christene is eintlik glad nie deel van die Joodse godsdiens nie. Inteendeel, hierdie ouens is besig met iets wat die keiser as die ware koning van God ondermyn. Hulle is 'n klomp opstokers. Hulle missie is om die Romeinse ryk te vernietig. En hierdie goed is besig om onder julle neuse te gebeur. En hierdie beweging groei. En so Smyrna het begin bekommerd raak oor die saak. En julle, so dis soort van wat aanleiding gegee het tot die dinge wat met die kerk begin gebeur het. Ons lees van hierdie dinge wat hierdie sinagogeleiers gedoen het in vers 9 en die res van vers 9. Dit sê daar, ek weet ook van die lastering deur diegene wat beweer dat hulle Jode is en dit nie regtig is nie, maar 'n sinagoge van Satan. En Jesus verwys hier na dit wat hierdie Joodse leiers doen, nê. En die gevolg was dat Christene in Smyrna meer en meer verstoot was. Dis waar dit begin het. Hulle was verstoot as opstokers en besighede wou nie met hulle besigheid doen of hulle in diens neem nie. En so verdrukking en armoede het ingetree. Maar in hierdie tyd, julle, het die kerk getrou gebly aan die boodskap van Jesus. Getrou gebly om hom te volg, om in sy leer te lewe, sodat mense kon sien, hierdie is volgelinge van Jesus. Hulle is Christene. En so dit was redelik duidelik. Hulle het voortgegaan met dit. En so die sinagogeleiers het besef, meer moet gedoen word. Meer moet gedoen word. En so hulle het Smyrna toe verder oortuig om Christene aktief te begin vervolg. En so vriende, dis presies in hierdie tyd wat dinge so geeskaleer het in Smyrna, wat ons begin swaai het na dit toe, wat Jesus intree en hy skryf hierdie brief vanaf die troon en gee dit vir Johannes om vir die kerk te gee. Jesus praat baie aktueel in op die situasie deur hierdie brief. En hy praat met sy kerk oor wat kom, want hier is wendinge wat nou plaasvind in die stad. En so in vers 10 vertel hy hulle, moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, sodat julle getoets kan word. 10 dae lank sal julle verdruk word. Wees getrou tot die dood toe. Nou julle, hierdie woorde van Jesus het presies uitgespeel. Dit het presies so uitgespeel. Net 'n kort rukkie na hierdie brief van die gemeente gegees het hierdie dinge begin. Toe weer die kerk luister na Jesus, want hier kom dit. Smyrna het kerkleiers in die tronke begin gooi om Christene te intimideer en julle, toe dit nie werk nie. Toe was hulle in die publiek gesleep, beveel om Jesus te ontken, die leiers, die keiser te aanbid of doodgemaak te word. En so dinge het vinnig geeskaleer. En so het dit toe gebeur, sommige van julle het al gehoor van Polycarp, toe het dit gebeur dat Polycarp die biskop van die kerk in Smyrna. En Polycarp was self een van Johannes, die apostel se disippels gewees. En is aangestel waarskynlik deur Johannes as 'n biskop van die kerk in Smyrna. Hierdie Polycarp het toe sy lewe verloor vir getrouheid aan Jesus. Smyrna het hom uit 'n tronk gesleep, het hom in die publiek skuldig bevind as 'n opstoker teen die Romeinse ryk. Klink bekend, nee, soos dit wat in Jerusalem gebeur het met Jesus. Hy is skuldig bevind as 'n opstoker teen die Romeinse ryk en hy is beveel om Jesus te ontken en die keiser te aanbid. In die vermaaklikheidssoort van senter van die stad waar almal nou kan kyk na hierdie storie. As hy sou weier, sou hy in die publiek op 'n stapel hout lewendig verbrand word. So dit was sy keuses. Polycarp het geweier.
En hy het ook die geleentheid gebruik om een laaste keer in die publiek voor sy dood Jesus te bely as God se ware koning. Hy het dit gesien as 'n geleentheid om te getuig. Sy laaste woorde is deur die kerk opgeteken en so ek lees dit vir ons julle. Hy sê 86 years I have served him. Praat met die stad. 86 years I have served him. And he has done me no wrong. How then can I blaspheme my king and savior? Na die vlamme hom nie heeltemal doodgebrand het nie, het mense net na hom toe gehardloop en hom met messe verder doodgesteek. En so hy was die 12de slagoffer van die kerk in Smyrna. Julle, hierdie is die vaders van ons kerk. Hierdie is die mense wat ons kerk help vestig het in die wêreld. Julle, dis hoe die kerk in Smyrna Jesus se brief aan hulle ter harte geneem het. Dis wat hierdie brief beteken het vir die eerste mense wat dit gehoor het. So daar's 'n bietjie gewig aan die ding. Dis hoe hulle dit gehoor het. Dis hoe hulle dit ter harte geneem het. Hulle was, soos wat hy in sy brief gevra het, getrou tot hom, aan hom tot die dood toe. Polycarp was verseker beïnvloed deur Jesus se woorde daai dag toe hy moes keuses maak. En ons gaan nou 'n bietjie meer daarna kyk. Nou julle, jy weet, obvious punt, ons gaan dalk nie môre ons lewens hoef te verloor vir getrouheid aan koning Jesus, jy weet, op die Paul Creerplein in die middestad nie. Maar getrouheid aan koning Jesus gaan ons almal waarskynlik iets kos. Dit gaan ons almal iets kos. Vir Tannie Fiona het dit beteken dat sy nie kan skinder van mense vir wie haar koning sy lewe kom gee het nie. En dit het haar gekos. En hierdie voorbeeld vanaand het my al baie ontbloot vir sulke goed doen. Twee van my vriende, 'n paartjie, Bongani en Boykobu, wat ons van die universiteitsdae af geken het. Dit het vir hulle beteken dat hulle as elektriese ingenieurs nie kon deel in die klein korrupsies van Eskom in Witbank waar hulle gewerk het nie. En hulle moes met 'n gesukkel ander werk kry. Ook te midde baie kritiek van hulle weier families wat nou die finansiële ondersteuning wat die Eskom salarisse hulle sou bied moes verloor en nie verstaan het waaroor dit gaan nie. Die punt is, getrouheid aan Jesus gaan ons almal pad langs iets kos. En dis die eerste punt wat hierdie brief van Jesus maak aan sy kerk. Maar julle, dan sal 'n tweede punt wat bykom en dis ook 'n baie belangrike punt om te maak en dit is dat daar troos is. Daar's troos. En dit kom uit daar in vers 9, in die woorde van Jesus in vers 9 waar ons lees. Kom ons kyk weer na daai woorde. Ek ken jou verdrukking en jou armoede. En bietjie aan met die vers, ek weet ook van die lastering. So hier's 'n paar dinge om te verstaan wat ons gaan help om die troos te sien en na onsself toe te bring. Dat ons koning ken en dat hy weet wat in ons lewens aangaan is behoudend vir ons. Dis 'n behoudende gedagte hierdie. In die dae van die profeet Jesegiel het die mense van God in baie ongetrouheid teenoor hom en in baie korrupsie van die kulture om hulle in verval. En die rede word gegee. Die rede word gegee in Jesegiel 8:12. Daar vertel God vir Jesegiel, het jy gesien mensekind, wat die huis van Israel besig is om te doen in die donker, want hulle sê, die Here sien ons nie. Die Here het die land verlaat. Vriende, ons eie omstandighede vandag, die afwykende stemme om ons, die pandits, wat so graag wil opinie lewer oor wat aangaan in die wêreld. Versoek ons gereeld om te dink dat daar niemand op 'n troon iewers is, wat sien wat aangaan nie. Niemand se oog is op die bal nie. Verseker nie koning Jesus op die troon nie. So ons vriende is gereeld in die versoeking om te dink, koning Jesus sien ons nie, gee nie vir ons om nie, waak nie oor ons lewens nie, het ons land verlaat, het ons lewens verlaat, en so, waarheen gaan ons? Sodra daardie oortuiging posvat, dan begin ons ongetrouheid aan hom oprad, want ons sien al die kort paadjies en ons raak deel van die stroom. Die pad voor ons is nie meer reguit nie. Want dan glo ons nie meer, hy is die koning op die troon wat waak oor ons lewens nie. Ons lewens is nie meer behoudend nie, ons word meegeslee.
Dis moeilik om op Jesus te vertrou. Dis baie moeilik om hom getrou te leer volg deur moeilike situasies wat ons gaan kos as ons nie glo hy is op die troon en weet wat in ons lewens aangaan nie. Jy sien? Aan die einde van die boek van Rigters weer lees ons, in daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Sien, dis die versoeking. Ons begin afwyk van Jesus wanneer ons nie meer glo dat hy oor ons lewens waak nie. En dit is 'n stryd om dit te bly glo, is dit nie? Hy waak oor jou lewe. En in hierdie brief het ons die troos, soos wat Jesus met sy kerk praat in moeilike tye, die troos dat koning Jesus ons lewens ken en dat hy weet waartoe ons gaan. En wat dit ons leer julle is om na hom te bly kyk vir leiding, soos wat die pad nouer word en moeiliker word en meer klipperig word. Dit leer ons om te bly draai en te sê, Jesus, lei ons, sien ons, weet, ken, soos wat die lewe met ons bly gebeur, julle, en dis die troos. Maar die troos gaan bietjie verder as dit ook. Dis nie net dat hy oor ons lewens waak vanaf die troon nie. Kyk weer na die woorde daar in vers 9. Dis ook dat hy ons lewens ken as iemand wat dit self deur is. So hy praat nie uit 'n hoë plek uit af op ons as hy dit sê nie. Hy praat as iemand wat self deur die lewe is. So kyk weer na vers 9. Ek ken jou verdrukking en jou armoede. Ek weet ook van die lastering. Bedoelende ek self deur die dinge waartoe jy gaan. Als wat met die kerk in Smyrna gebeur het, het met Jesus in Jerusalem gebeur. Hy is nie net die koning oor ons wat weet waartoe ons gaan nie. Hy is die koning met ons. Hy is die koning voor ons wat weet hoe om ons daardeur te vat. Hy sny 'n spoor vir ons. Die hart van hierdie troos opgesluit in vers 8. Kyk bietjie daarso, waar Jesus sy kerk groet aan die begin van hierdie brief. Daar lees ons, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was, maar lewend geword het. Met ander woorde, die Jesus wat koning is oor als die eerste en die laaste, wat afkyk op ons lewens en weet en sien, is die koning wat die pad na die lewe gekerf het deur die dood. Hy het 'n pad oopgemaak vir sy kerk, deur alles wat die wêreld kan doen aan ons. Dit was sy werk, is om die lewe oop te kloof vir die mense wat hom volg, deur die dood. Dis 'n kragtige ding wat hier gesê word, julle. Met ander woorde, die Jesus wat koning is vir als, die eerste en die laaste, is die koning wat die pad na die lewe deur die dood vir ons oopmaak. Hy het dit self gestap en ons troos is dit, ons volg hom. Ons het 'n spoor om te sny deur alles wat met ons gebeur. En as gelowiges leer ons om nader te kom aan hom soos wat die lewe met ons gebeur, sodat daai troos meer kan word vir ons, soos wat ons in sy spoor bly volg. 1 Petrus 2:21, net ietsie wat ek vir julle wil lees daar. Het sê, Christus het ook ter wille van julle gelei, hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Nou julle voor Polycarp in Smyrna die vlamme in is, was hierdie sy laaste gebed, en hoor bietjie of hierdie gebed vir julle iets wat bekend klink. Hierdie was sy laaste gebed, en dis ook vir die kerk opgeteken vir ons. Want terwyl hy dit gedoen het, het hy dit oorgegee aan die res van die kerk, om in sy spore te volg, soos wat hy in Jesus se spore volg. In die troos van Jesus het hy geleef. Hoor hierdie woorde, hy sê, I bless you, Father, for judging me worthy of this hour. Klink dit nie soos Jesus se spoor nie, toe hy die kruis op is nie. Hierdie was koning Jesus se eie presiese spoor na die lewe deur die dood, om homself toe te vertrou aan sy Vader, vir gereg en vir redding. Polycarp staan in die troos van Jesus. Het leer ons julle om na Jesus te bly kyk vir leiding, soos vir die lewe met ons gebeur. En so, dis 'n ding vir ons as 'n kerk om te leer vandag. Ons moet pas op vir die murmurering en die gekla oor als,
En ons moet waak dat ons bly na Jesus toe kom om te leer by hom. Hoe lewe die kerk in hierdie tye? Hoe gaan ons vorentoe saam met hom? En julle, dis ons troos in ons getrouheid aan hom. Wat het ons ook al mag kos. Ons koning is ons leidsman op die pad na die lewe deur die dood. So eerstens, julle getrouheid aan Jesus gaan kos. Tweedens, daar is troos. Derdens, dit het 'n doel. Dit het 'n doel. Die doel kom uit in vers 10 van Jesus se brief daar. Dit sê, moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, en hier is die doel, sodat julle getoets kan word. 10 dae lank sal julle verdruk word, sodat julle getoets kan word, is die doel. Nou, ons moet nie hier dink aan onderwysers wat vraestelle opstel of toetse opstel vir almal om te dryp nie. Jy kry daai ouens. Ons moet hier dink aan 'n onderwyser wat toetse opstel vir almal om te leer. Vir almal om te leer. Om te weet wat ons kinders op skool leer, kyk ons as ouers na die uitslae van hulle toetse. Ek weet nie wat julle ouens doen nie, ek weet nie of julle hulle stories glo nie, maar ons kyk na die uitslae van hulle toetse. En as hulle nie getoets word nie, is dit ook moeilik om te weet wat hulle leer en of hulle enigiets leer. Dis 'n basiese beginsel van die lewe. Dis nie 'n negatiewe gedagte nie. As dit was, moet ons kinders dadelik gaan red. Vriende, ons leer om Jesus te vertrou en om getrou te volg wanneer ons getoets word om dit te doen. Wanneer ons dit moet doen. Wanneer dit nodig is vir ons om dit te doen. Dan leer ons dit wat ons sê ons glo, regtig glo. Omdat die lewe ons toets en die toetse ons leer om op Jesus te vertrou, maak dit ons ryk in ons getrouheid aan hom. Hoor hoe stel Jesus dit in vers 9 hierdie doel. Hy sê, ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. Vriende, dis die doel. Tog is jy ryk. Tannie Fiona was getoets om saam te skinder, en in die toets het sy, dit het haar verdruk, dit het haar verarm, dit het die pad nou gemaak voor haar, maar dit het haar ook verryk, en ons moet nie dit mis nie, dit het haar verryk. Mense het agter die hoekies iets van haar, maar eintlik iets van haar koning se integriteit kom soek, toe dit regtig saak maak, toe die nar die vertrek verlaat het. Hulle het haar integriteit kom soek, en dis die doel, dis die doel. In 1 Petrus 2:21 weer, leer Petrus ons, julle is immers hiertoe geroep. Dis ons roeping, vriende, dis ons doel, om deur die toetse van die lewe op Jesus te leer vertrou, en om getrou te leer volg. Dis waaroor lewe vir ons gaan, sodat ons lewens toenemend die rykdom van sy koninkryk kan wys. Dis die doel. En Tannie Fiona se integriteit was vir my 'n voorbeeld daarvan, en praat nog steeds met my vandag, soos wat ek afwyk van daai integriteit self af. Hierdie gedagte word bevestig, Here, hier in vers 10. Kom ons kyk bietjie daarna. Jesus bevestig hierdie gedagte vir ons. Hy sê daar 10 dae lank sal julle verdruk word. Nou, julle, hierdie 10 dae lank gedagte kom uit die boek van Daniël uit, in die Bybel. Daniël en sy trawante was slawe in die paleis van koning Nebukadneser, en die koning het sy kok vertel, luister, ek soek gesonde, sterk slawe om so hard as moontlik te werk in hierdie paleis, so vat kos, die beste kos wat ons het in die paleis, gaan wy dit toe aan Baal, die sterk God in ons midde, ons God, wy dit toe aan Baal, en gee dit vir die slawe, dan gaan hulle almal lyk soos ouens wat op steroids was. Hulle gaan sterk wees en hulle gaan goeie diens lewer, dis bonatuurlike kos hierdie. Daniël en sy trawante het gesê, nee dankie, ons gaan nie van hierdie kosse eet nie, want ons vertrou op die ware lewende God, en hy sal vir ons die nodige krag gee, om te doen wat goed is in hierdie paleis. Die kok het nippie geraak, want hy het gevoel, ouens, julle gaan na 'n rukkie ongesond wees, en swak lyk, en die res van hierdie ouens gaan soos bodybuilders lyk, en dan gaan die koning vra wat gaan aan, en dan gaan hy my doodmaak, en hy gaan julle doodmaak. Daniël en sy trawante het vir hom gesê, toets ons vir 10 dae lank, om te kyk of ons swakker of sterker is, as hierdie mense wat in Baal vertrou.
En na 10 dae was Daniël en sy trawante meer gesond op die ekwivalent van brood en water. Meer sterker as al die ander slawe in die paleis. En die kok het gesê, gaan voort. Go ahead. Ek gaan julle uitlos om te doen wat julle doen. En so vriende, dis die punt hierso. Dis die punt. God maak ons sterk in sy rykdom, soos wat hy ons leer deur die toetse van die lewe om te vertrou op sy seun Jesus en om getrou te wees aan hom. En daardie pad bring 'n rykdom na vore. En so die 10 dae sal julle verdruk word, dis Jesus se manier om te sê ek gaan nie die kerk versterk deur dit wat kom. Dis 'n moeilike ding om te hoor, gegee dit wat gebeur het met die kerk, maar vriende, dis ons roeping en dit is ons doel. Daarom moet ons nie verbaas wees dat Christene se lewens in baie opsigte verdruk en verarm word nie. Ons moet nie verbaas wees nie, want deur sulke toetse kom iets van die rykdom van ons vertroue en ons getrouheid aan koning Jesus ook na vore. Dit gaan die wêreld in. Ons word gesaai soos 'n ligpunt in die wêreld in deur dit. En dit is ons roeping, dit is ons doel. So julle, ons het gesien, getrouheid aan Jesus gaan ons kos, daar is troos. Dit het 'n doel. En dan die laaste punt wat hierdie brief maak, is dat die beloning groot is. Die beloning is groot. Hierdie punt kom baie sterk na vore hier in die laaste gedeelte van vers 10. Dit sê, wees getrou tot die dood toe en ek sal aan jou die oorwinnaarskrans van die lewe gee. Nou, soos ek vroeër genoem het, Smyrna was beroemd as die lewenskrans van die Romeinse Ryk. Hulle het die oorwinnaarskrans van die goeie lewe in die Romeinse Ryk gehad. Hulle het die keiser aanbid, op soek na die goeie lewe uit sy hand, en dit was hulle formule tot sukses in die oorwinnaarskrans van die lewe. Politoer die keiser se skoene, en die lewe is goed vir jou, daar's die krans, dis hoe dit werk. Dit het gewerk. Hulle het die oorwinnaarskrans van die goeie lewe in die Romeinse Ryk gehad. En in die opsig was hulle die voorbeeld, en hulle was die model vir al die ander stede in die Romeinse Ryk. En Jesus speel met hierdie gedagte, en sê, dit wat hulle het, gaan ek ontneem, en ek gaan dit op julle koppe sit. Julle, wat is die voorbeelde en wat is die modelle van die oorwinnaarskrans van die lewe vir jou en vir my vandag? Jy weet, ons gaan lank oor dit gesels, maar ek het myself gister gekry en na my besittings kyk. Salomo sê, besittings is vir die oog 'n streelende bevrediging. Ek het myself gekry gister na my besittings kyk en die lewenskrans sien. En ek het waarskynlik daarna gekyk 'n bietjie soos wat Johannes na Jesus op die troon gekyk het. En ek het besef hoe maklik soek 'n ou lewe weg van hom af. So maklik soos dit. Wat is die voorbeelde en die modelle van die oorwinnaarskrans van die lewe vir jou en vir my vandag? Wat dit ook al is, as dit ons laat glo dat ons nie op Jesus hoef te vertrou nie, dat ons hom nie regtig nodig het nie, brood nodig het nie. Of as dit ons versoek om ongetrou aan hom te wees, ons sien 'n ander paadjie verby getrouheid aan hom. Wat dit ook al is, soos dit vir Smyrna het, sal dit vir ons 'n kortsigtige ding wees. Dit sal iets baie kortsigtig wees. Julle, Polycarp het voor sy verskriklike dood iets anders met sy vervolgers in die publiek gedeel. Toe hulle hom dreig met die vlam. Hulle het die stokkie gehou en gesê, vat hierdie stokkie, gaan brand wierook aan die keiser in jy lewe, of ons vat hierdie stokkie, ons sit jou op hy hout en ons steek hom in die brand. Toe kyk hy vir die stokkie in hulle hand en vertel hulle, you threaten me with a fire that burns for a season, and after a little while is quenched, but you are ignorant of the fire of everlasting punishment that is prepared for the unrepentant. Sien, hierdie ou gaan nie settle vir 'n lewenskrans van 'n keiser af nie. En in die proses moet hy die koning op die troon ontken nie. Hy lewe in die realiteit. Vriende, God is duidelik daaroor dat Jesus die koning is, wat hy self oor ons almal aangestel het. Dit is hy wat op die troon sit. Om hom te verwerp, een of ander lewe iewers anders, is om oordeel oor jouself te bring. Jy sny jou eie keel vir daai krans wat jy kry. Want hy is die koning wat God aangestel het oor hierdie aarde. Jy verwerp God self en die een aan wie ons almal behoort. Of jy nou glo of nie, dit is wie Jesus is.
So luister na Jesus se laaste woorde in sy brief aan die kerkie in vers 11. Hy sê, laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Wie oorwin, sal beslis nie deur die tweede doodskade lei nie. Nou die gedagte hier, julle, vertrou op Jesus, getrouheid aan hom as die koning. Lyk nie noodwendig in die kort termyn in 'n wêreld wat Jesus verwerp het en wat allerlei ander formules het vir 'n maklike lewenskrans. Dit lyk nie altyd aanloklik in so 'n wêreld nie. Maar julle, dis die regte pad vir ons almal. Dis die regte pad want die dood kom vir ons almal. En dan staan ons almal voor die regte koning se troon. En ontvang of die lewenskrans uit sy hand vir ons vertroue en ons getrouheid. Dit wat Smyrna by die keiser gesoek het, lê by Jesus. Ons ontvang dit by hom. Of ons ontvang die oordeel vir ons treason, ons verraad van God se koning oor ons. Want ons is besig met treason teenoor God. Nou, ons sukkel om vooruit te dink op so 'n manier. Ons sukkel om so in die toekoms in te kyk en daarvan af terug te leef. Want jy weet, ons is almal produkte van ons kultuur. En ons kultuur is kortsigtig en consumeristies. Dis 'n feit. As jy 3 minute in die verkeer stil staan, is jy upset. Alles, die lewe moet nou. Alles is nou, né? Dis hoe dit werk. So ons het 'n gestremdheid met hierdie tipe goed. Ons gaan sukkel om hierdie laaste punt te hoor want ons het 'n handicap. En ons handicap is kortsigtigheid. So net vinnig iets aan te haal wat ek gelees het hier in 'n boek deur 'n Poolse sosioloog. Sy naam is Zygmunt Bauman. Hy skryf in 'n boek Consuming Life. Unlike a society of producers, in which people's lives were defined by what they made, the production of things took time and effort, and people were more likely to delay satisfaction until some point in the future. Consumerist culture is a nowist culture that values immediate or quickly acquired satisfaction. So vriende, ons kan amper nie die werklike rykdom van Jesus se koninkryk, ons kan nie inleen op dit nie. Ons bly val vir die goedkoop lewenskransies wat die keisers van hierdie wêreld op ons koppe gooi. Ons bly val vir daai goedjies, maar die werklike rykdom van die lewenskrans in Jesus is iets wat tyd vat, opoffering vat. Dit kos. Dis moeilik bekombaar. So hoe leer ons vertrou op Jesus, getrou wees aan hom, as dit ons nou gaan kos en eers later beloon? Nou, dink gou weer saam met my oor Polycarp en ons bring dinge so half na einde toe julle. Dink weer saam met my oor Polycarp. Ek dink nie sy vertroue en sy getrouheid aan Jesus het die dag begin toe hy die vlamme moes instap nie. As dit het, sou hy waarskynlik dit nie gedoen het nie. Onthou sy eerste woorde, wat ek vanoggend met ons gedeel het. Kom ons dink weer oor daai woorde. 86 years I have served him. So hy moes minstens 87 gewees het hierso. Minstens. As hy op 1 begin het, remarkable man. How then can I blaspheme my king and savior now? Sien ons hoe werk hierdie ding? Nou, in Kung Fu is daar 'n beginsel wat geld en hulle noem dit Shou Hari. Ons 3 seentjies doen al 3 karate. Ou tel hierdie goed op. Shou Hari is 'n beginsel wat geld. Die Karate Kid, die ou oorspronklike Karate Kid film is 'n demonstrasie van hierdie beginsel Shou Hari. Shou is doen presies wat die meester vir jou wys om te doen. Hy klap jou oor die kop as jy dit nie reg doen nie. Presies soos wat hy vir jou wys. Doen dit presies soos wat hy jou wys. Dis Shou. Gaan oefen dit elke liewe dag tot dit jou begin doodmaak. Gaan oefen en oefen en oefen en oefen en oefen elke dag dit vir die meester jou wys. En wanneer die groot houe kom, weet jy skielik wat om te doen. En dis Kung Fu. Polycarp was 'n grand master in Kung Fu. Julle, dis hoe hy dit gedoen het. Nee? Polycarp was getrou tot die dood toe, want hy het vir 86 jaar geoefen. Nou julle, as ons nie in die klein dinge gaan leer vertrou op Jesus en getrou wees aan hom nie, dan gaan ons nooit in die groter dinge oorwin nie. En die lewe gaan ons toets. Dit gaan ons toets. Die kanker of die dood of wat ook al kom, gaan ons regtig toets. So dis nie 'n trivial ding om elke dag te gaan oefen nie.
as ons nie in die klein dinge gaan leer getrou wees en leer vertrou nie, gaan ons nie oorwin in die groter dinge nie. Julle, Jesus roep ons om ons vertroue op hom en ons getrouheid aan hom te gaan oefen elke dag. Dis die roepie, gaan oefen dit elke dag, want die beloning is groot. So hy wil hê dat ons dit sien, die beloning is groot, en dan wil hy ons moet terugkom na die klein besluite van elke dag. Ek weet nie hoe gaan dit by julle nie, daar's by ons 2 goeders in ons huis waarmee ons tans besig is, goeders wat ons aan werk, wat ons besef ons moet aan werk. Die eerste is gereelde, bepaalde tye elke week wat ons onsself en ons kinders by gebed en by die Bybel uitbring om te leer wie Jesus is, wat hy doen, wat hy ons leer om te doen, hoe om sy spoor te sny. Elke week getrou te wees daarin om dit te doen in ons huis. Want dit gaan vinnig van die tafel af. Dis een klein oefenplekkie vir ons. Die ander oefenplekkie is om mooi en met geduld na mekaar te luister en met mekaar te leer praat in die huis. Want so wil ons die barmhartigheid van ons koning laat regeer in ons huis. Ons soek die rykdom van sy barmhartigheid. Want dit gaan ook baie gou van die tafel af. Dis net so by ons, ek weet, daar is 2 van die klein oefengronde waar ons geloof oefen op hierdie stadium. Maar vriende, ons almal het sulke oefengronde vir vertroue en getrouheid aan Jesus in ons lewens. En die punt is, kom ons daag op en oefen, want die beloning is groot. So, ek wil afsluit met hierdie woorde, gedagte. Chris Vos, hy is 'n gijslaer, onderhandelaar, 'n hostage negotiator, klink net beter. Hy skryf in 'n boek, Don't Split the Difference, skryf hy hoe hy met gijslaers onderhandel. En hy begin so met hulle. Waar is die beste plek waar jy, ek en die ou wat jy ontvoer het kan wees oor 'n jaar van nou af? Belangrik, die ou wat jy ook ontvoer het. Moenie net vra waar is die beste plek vir die gijslaer, want dit gaan suid gaan. Beste plek vir jou, die ou wat jy ontvoer het en vir my 'n jaar van nou af. Voor ons enigiets vandag doen, kom ons begin daar en dan begin ons besluit hoe moet die res van hierdie dag loop. En vriende, dis die gedagte hier. Jesus wil hê ons moet sien waar die lewe is en ons moet terugkom na die klein daaglikse dingetjies wat nodig is om ons daar te kry. So vriende, getrouheid aan Jesus gaan ons kos, daar's troos. Dit het 'n doel en die beloning is groot. Mag die Here ons help met hierdie boodskap. 'n wonderlike brief. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U met die kerk praat deur briewe soos hierdie. Here, ons het hierdie woorde nodig. Ons lewe in dieselfde wêreld. Niks het verander nie. Here, U waarheid bly dieselfde vir ons. Ons is deel van die kerk. Dis ons boodskap hierdie. Here, U wil hê ons moet dit ter harte neem. Ons is nie goed hiermee nie, Here. Dankie Here vir die troos vanoggend, dat U 'n spoor voor ons gesit het. Dankie Here, dat U 'n koning is wat ons sien en weet wat in ons lewens aangaan en met ons op die pad is. Dat U ons roep na ware lewe toe. Dat U ons wil spaar en red van al die vals lewenskraanse wat daar is. Dankie Here dat U nie tevrede is dat ons vir enigiets minder as U lewe nie. Here, help ons om dit te sien. Help ons as 'n kerk om getrou te wees aan U tot die dood toe. Ons bid dit in die naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.